om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Paulus se brief aan die Korintiërs. Kom ons bid saam. Baie dankie, Byland, vir die liefde. Dankie, Jesus, dat U ons styf vashou in die hande. Dankie, Jesus, dat U ons optel wanneer ons val. My gebed is dat U vanoggend tot elkeen van ons sal spreek, dat ons werklik ons harte sal oopstel om te hoor wat U vir ons wil sê. Heilige Gees, my gebed is dat U deur my sal spreek, want sonder U kan ek nie een woord spreek nie. Spreek U deur my sodat U woord kan bereik wat ons Hemelse Vader gewil het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vandag moet julle my verskoon, ek gaan so 'n tydjie moedwater sluk. Kinders van die Here, hierdie wedloop wat ons hardloop is 'n groot wedloop. Dit is die belangrikste wedloop wat ons nog ooit in ons lewe gehardloop het. En dit is 'n wedloop wat jy nie weer die kans gaan kry om te hardloop nie. Ons kry een kans om hierdie wedloop te hardloop. En daarom moet ons alles in ons vermoë doen om hierdie wedloop te wen. Jy sien die stryd, en ek het reeds gesê, maar vir die van u wat nog nie gehoor het nie, die wedloop gaan nie teen my broer en my suster nie. Want net een gaan dan die prys ontvang. So wie gaan dan die prys ontvang? Hierdie wedloop is die wedloop in jouself, gees teen die vlees. En ons moet sorg dat die gees wen. Die gees is die een wat ewig lewe en nie die vlees nie. So die wedloop is nie teen ander gerig nie. Die wedloop is in jouself. En ons moet oorwin. Paulus sê hierso, of vermoedelijk, niemand weet werklik wie Hebreërs geskryf het nie. Hy sê, julle het nog nie ten bloede te weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Wat sê hy? Hy sê vir ons, Jesus het sy bloed aan die kruis gestort, sodat ons kan lewe. Hy het alles gegee en hy het oorwin. Hy sê, julle het nog nie gesterf om te oorwin nie. So ons het nog nie genoeg gedoen nie. Hy sê, ons het so stry, dat ons gewillig sal wees om te sterf, om te oorwin. Amen. So kom ons hard op die wedloop, en ons sorg dat ons die wedloop oorwin. Hoe kan ons wen? Net een manier, deur jou lewe aan die Here te gee. Deur jou lewe volkome aan die Here oor te gee. En dan, nou wanneer jy jou lewe aan die Here gegee het, nou is hy daar. Nou hardloop in die pad saam met jou. En nou wanneer jy struikel en wanneer jy val, dan sê vir jou, my kind, gee my jou hand. Dan neem my jou hand en hy tel jou op. En hy lig jou uit. Struikel jy maar so 'n paar tree verder, struikel jy weer. As Jesus dan sê, my kind, gee my jou hand. En hy tel jou op. En hy hou nie op om ons op te tel nie. Hy sal die optel tot op die einde. Tot wanneer jy jou oë op die aarde toemaak. En dan wanneer jy jou oë op die aarde toemaak, en jy die wedloop gehardloop met jou oë gefestig op Jesus, en jy maak jou oë op die aarde toe, dan staan jou vriend Jesus aan die ander kant, en hy wag vir jou. Hy sê, my kind, ek het vir jou gewag. Jy het dit gemaak.
Amen. Jy sien, ons dien 'n groot God. Ons dien 'n lewende God. En ek bid sodat mense werklik kan begin besef wie God is en hoe groot hy werklik is. Hy is groter as elke probleem in ons lewe. Hy is groter as die grootste berg wat voor jou is. Hy is groter as die grootste en wydste vallei. Hy is groter as die vuur. Hy is groter as die waters. Hy is God. En hy sê, my kind, niemand sal jou uit my hand uit kan red nie. Niemand. Johannes 10 vers 28. Niemand sal jou uit my hand kan red nie. Wonderlike nuus, nee? So kind van God, kom ons hart op hierdie wedloop. Kom ons hou ons oë op Jesus Christus. Dan wys hy vir ons hier 'n paar dinge uit, dat hy sê, wanneer daar atlete is wat die wedloop hardloop, hy sê, dan is daar sekere dinge wat hulle doen, en daar sekere dinge wat hulle nie mag doen nie, en hulle moet hulle oefen om te wen. Het jy al 'n atleet gesien wat nie oefen nie en hy wen? Nee. As jy nie oefen nie, gaan jy nie wen nie. En net so met ons as kinders van die Here, ons oefen in die godsaligheid. Daarom moet ons die woord van God ken. Ons moet leer om in ons geloof te groei. Jy sien wat jy oefen in jou geloof. In die begin glo vir 'n klein ding. Later glo jy vir iets baie groters. Later nog groter. En op die einde dan weet jy, wanneer jy die pad saam met hom gestap het, dan weet jy, die Here is in beheer. En nou kan dit soos Moses sê, toe die volk vir Moses sê, ons is teen die see, wat moet ons doen? Moses sê, moet nie bekommerd wees nie. Hy sê, ek ken hom. Ek ken hom. Josua, by Jerigo, die volk is bang, hulle is bevrees. Maar nie bang wees nie. Ek ken hom. Moses, as die kos nie. O, ek ken hom. Moses, as die water nie. Ek ken hom. Jy sien, kan jy sê, ek ken hom. Maak nie saak wat op die pad kom nie. Ek ken hom. En ek weet, hy sal vir my voorsien. Ek weet, ek is in sy hande. Nou met 'n gewone wedstryd is daar baie verskeie pryse, ons kry normaalweg eerste, tweede en derde prys, maar obvious is die ultimate prys is die eerste prys. Maar in ons geestelike stryd is daar net een prys. Net een. En dis vir die wenner. Daar's nie 'n tweede prys nie. Met 'n gewone wedstryd sit die mense alles in om die prys te ontvang. Eerstens trek hulle die regte klere aan. Nou, het u almal van u het al by 'n wedloop gesit op 'n atletiek byeenkoms, en dan hardloop almal daar, maar jy sien hulle die ligste moontlike klere aan. Want jy sien, as jy met verkeerde klere hardloop, gaan jy dit nie maak nie. Het jy al ooit iemand gesien daar met sy paar boots en sy overall en hardloop hy saam met die ander wat lig aangetrek is? Dink julle die man met die boots aan gaan enige kansie om te wen? Definitief nie. Jy sien, ons moet die regte klere aan hê, net soos wat die atlete die regte klere aan hê om deel te kan neem of om te kan wen. En wat is die regte klere? Die klere wat Jesus Christus ons gee. Anderswoorde, jy moet op 'n punt gekom het dat jy as sondaar mens by Jesus uitgekom het. En gesê, Here, ek gee nou my lewe aan U. Dan kom die Here, dan sê die woord van God vir ons, dan sê hy, en nou wanneer jy na my toe kom, dan bekleed ek jou met geregtigheid. Hy sê, ek trek vir jou spierwit klere aan. En wanneer jy daai wit klere aan het, dit is die klere waarmee jy hardloop. Dit is die klere waarmee jy voor God kan verskyn. Die dag toe u en ek tot bekering gekom het, en die Here ons spierwit gewas. Hy sê in Jesaja 1 vers 18, hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, hy sê, dit sal wit word soos sneeu. Hy sê, ek was jou wit. En nou trek hy vir ons hierdie wit klere aan. En wat gebeur?
En nou soos ek die wedloop hardloop, dan val ek partykeer en ek struikel. En as hy klere van my vuil, en ek kan nie met die vuil klere voor God verskyn nie. Dan sê Jesus, my kind, kom, ek sal jou wit was. En dan kom ons maar net na die Here toe, elke dag, sê Here, vergewe my. Vergewe my. Ons doen wat hy tollenaar gedoen het. Weet jy, die tollenaar kom by die Here, hy regverdig hom nie self nie. Die fariseer kom daar, hy sê, hy sê, Here, dankie. Hy sê, dankie dat ek so 'n goeie mens is. Hy praat hier dit oor my eie woorde. Hy sê, ek doen dit, ek gee my tiendes, en ek gee, en hy gaan aan, en ek doen dit. En hy sê, Here, dankie, dat ek nie soos daar die tollenaar is nie. En hy tollenaar kom, en hy hef sy oë op, en die woord van die Here sê, in berou steek hy sy hande op, en hy huil uit voor God, en hy sê, Here, wees my sondaar genadig. En die Here vergewe hom, en onmiddellik het hy spierlik klere aan. Hy's reg om voor God te verskyn. Hy's reg om die wedloop te kan hardloop. Maar jy kan nie met jou boots en met jou overall hardloop nie. Jy gaan dit nie maak nie. Tweedens dra hulle niks saam met hulle nie. Hulle dra geen bagasie saam met hulle nie. Jy kan nie hierdie wedloop hardloop en terugkyk na die verlede nie. Jy kan nie moet terugkyk na foute wat ek gemaak het nie. Op mense wat my seer gemaak het langs die pad nie. Ek kan dit nie doen nie. Want as ek dit doen, dan dra ek bagasie saam met my. Ek moet seker maak, ek het by Jesus uitgekom, dat hy my vergewe het. En wanneer Jesus jou vergewe het, dat hy al die laste wat jy saam met jou gedra het hy weggevat. En nou is jou oog gefestig op Jesus. Nou kan jy die wedloop hardloop. Want hy kyk nie meer terug nie. Die woord van die Here sê vir ons, hy sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, hy sê, hy sal dit nooit maak nie. Ons kan nie agtertoe kyk nie. Het jy al gesien wanneer iemand ploeg? Nee? Dan sien hy die lyne so pragtig reguit, want jy sien die persoon het 'n spesifieke teiken gehad waarna hy gekyk het. En so moet ons oë gefestig wees op Jesus. Maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie. Ek wil hierdie ou sien, hier kom hierdie man uit, hy sê boots aan. Die ander mense het almal hulle pragtige klere aan. Maar Jesus het hulle vrygemaak. Hulle is los. Hulle gaan nie die wedloop wen. Hulle gaan hom wen. Maar hier kom hierdie man met sy boots en hy het nog sy bagasie op 2 sulke groot tasse soos wat my dokter pak. Sy pak was altyd, of sy 2 dae kom of 10 dae, sy pak sulke tasse. En dan kom hulle daar met hy 2 tasse. En nou wil hulle die wedloop hardloop met die tasse. Hy gaan dit nie maak nie. Jy kan dit nie maak nie. Ons kan dit nie maak as ons met bagasie hardloop nie. Daarom kind van God, daarom moet ons met die kruis van Jesus uitkom. En wanneer jy by die kruis uitgekom het, dan los jy jou bagasie by die kruis. Anderwoorde, jy is onder die bloed van Jesus. Ek dank die Here dat hy ons so losgemaak het. Suster, is dit nie so nie. Hy het ons net vrygemaak. En ons is reg vir die wedstryd. Nou, dan sien ons, hulle eet die regte kosse. Baie van die was seker atlete, my dogter self was 'n skranner atleet, en baie goed gedoen. Hulle eet net sekere kosse, daar sekere goed, hulle sal nie hulle mond aan dit sit nie, veral nie naby 'n wedstryd nie. Hulle sal die regte kosse eet, in die regte hoeveelhede, is dit nie so nie. En nou, wanneer ons in die wedloop vir Jesus hardloop, wat is die voedsel wat ons moet eet? Jesus, jy het gekom, hy sê, ek is die lewende brood. Hy sê, ek gee lewe. Ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaan het. En hy sê, daar toe my volk in die woestyn was, het hulle die brood geëet, die manna geëet, wat uit die hemel gekom het, maar hy het steeds gesterf. Hy sê, en gister het ek vir julle die brood vermeerder. Hy sê, vandag het julle duisende wat my volg. Hy sê, julle volg my oor die brood wat ek gister vir julle gegee het.
Maar of julle daai brood van gister geëet het of nie, julle gaan steeds sterf. Want dis nie die brood wat lewe gee nie. Die brood wat lewe gee, is ek wat uit die hemel uit afgekom het na die aarde toe. Hy sê, ek gee die lewe. So nou, wat moet ons as kinders van die Here doen? Ons moet die lewende brood eet, sodat jy die krag kan hê om die wedloop te voltooi. As jy nie die lewende brood eet nie, gaan jy dit ooit kan maak nie. Jy moet die lewende brood eet. Jy kan nie jou besig hou met sonde en met verkeerde dinge en verkeerde kosse eet nie. Jy moet die lewende brood eet. En nou gaan jy dit maak, want jy voed jouself uit die woord van God. Feedens drink hulle die regte vloeistowwe in die regte hoeveelhede. Ons as kinders van die Here het nodig om die lewende water te drink. Ons het nodig om die lewende water te drink. Jesus kom by die vrou by die put, die Samaritaanse vrou by die put. En Jesus sê, "Wat jy vir my bietjie water? Maar hoe is dit wat, u is 'n Jood en hoe is dit dat u vir my vir water vra?" En Jesus sê vir haar, hy sê, "As jy geweet het wie ek is, dan sou jy vir my water gevra het, want ek kan vir jou die lewende water gee. Ek kan vir jou water gee, as jy die water drink, dan sal jy nooit weer dors word nie." En die vrou sê, sy sê, "Gee vir my van daai lewende water." En weet jy, daai oomblik gaan haar oë oop, en sy sien Jesus is die Messias, en haar oë gaan oop. En nou moet jy 'n gedagte hou, al het ek dit in die verlede al genoem, ek wil dit weer noem. Die vrou het die middag 12 uur in die warmste son, het sy na die put toe gestap, om water te gaan haal. In die warmste son. Die ander vrouens het almal die oggende vroeg, wanneer dit nog so skemer is, of wanneer dit koel is, het hulle gaan stap, om daai water te gaan haal, of in die aande, wanneer dit koel geraak het, maar hierdie vrou stap in die hitte, en sy stap stoksien alleen. Waarom? Waarom kon die vrou nie saam met die ander stap nie? Weet jy waarom nie? Want die ander vrouens het op haar neergekyk. Jy's 'n slegte vrou. Jy het nou al 6 mans, en hulle het haar beskinder. So sy kon nie saam met hulle stap nie. Sy wou van hulle wegkom, sy moes vlug, want sy weet, sy word gedurig aangeval oor hoe sleg sy is. En daai dag het sy ontmoeting gehad met Jesus. En toe Jesus van hy lewende water gee, sê die woord van God, toe sit sy haar emmer neer, en hy selfde vrou is skoon en word aangetrek, en sy hardloop na die stad toe, en sy hardloop na die mense toe, wat vir wie sy bang was, en sy gaan getuig by almal en sê, ek het die Messias ontmoet. Jy sien die Messias, toe sy by hom uitkom, toe trek hy die spier wat klere van haar, en sy was nie meer bang nie. Nou, kon sy die wedloop hardloop, sy kind van God, toe sy die water gedrink het, kon sy hardloop. Wanneer ons hierdie water drink, en hoe meer jy die lewende water drink, hoe sterker sal jy wees, terwyl jy die wedloop hardloop. En dan, al struikel jy soms, dan is Jesus daar en sê, my kind, staan op, kom drink 'n bietjie water. Is dit die verafstande, marathons, sien oor ons die pad aan staan, die japers staan hulle met die botteltjies water, vergeef hulle moe of iets, en terwyl hulle hardloop, kom hulle, hier is vir jou 'n bietjie water, hier is vir jou 'n bietjie water, want jy het dit nodig. En die wedloop wat ons hardloop, het ons daai water so nodig. En kinders van die Here, daarom moet ons na die woord van God toe gaan. Daarom moet ons die lewende water drink. Daarom is dit belangrik dat ons opkom na die huis van die Here, dat ons die water kan drink. Daarom moet u en ek, wanneer ek sien my broer is swak, wanneer ek sien my suster is swak, wanneer ek sien hulle is besig om hulle geloof te verloor, wanneer ek sien hulle is besig om koud of lou te word, gaan aan te sê, my broer, ek sien jy's moeg,
hier is vir jou 'n bietjie water. En jy help hom, en jy gee hom water om te drink. En nou kan hy die wedloop verder afloop. Amen. Vyftens, gebruik hulle elke oomblik tot hulle beskikking om te oefen. Is hulle die hele dag op die atletiekbaan? Of hulle is in die gym besig? Maar is besig. En wat doen ons? Elke oomblik tot by beskikking hoort ek in die huis van God. Daarom moet ek die dienste bywoon. Daarom moet ek die Bybelstudies bywoon. Daarom moet ek die susters bywoon. Daarom moet ek tussen die kinders van God kom. Want dit is die gym. Dit is waar ek oefen. Dit is waar ek geoefen word. Amen. Sestens, het hulle ondersteuners wat daar is vir hulle om hulle aan te moedig. Is dit nie so nie? Jou span skree vir jou. Hardloop, en hulle skree. En jy hardloop en dit moedig jou aan. Ma sit langs die baan, pa sit langs die baan, almal. Kinders van die Here wat so pragtig is en vir my so mooi is. En die geestelike wedloop, broer, is presies dieselfde. Terwyl ek hardloop, het ek al my broers en susters hier teenwoordig. Almal in die kerk wat vir jou skree en jou aanmoedig. Broer, hou aan. Broer, hardloop. Broer, hardloop. Suster, hardloop. Suster, hardloop. En ons moedig mekaar aan om te hardloop. Is dit nie so nie? Josua, hulle gaan deur die Jordaanrivier en tot die ander kant kom, sê die Here vir Josua, elke stam stuur die leiers dat hulle klip uit die rivier uit gaan haal, en dan moet julle daai klip, moet jy daar waar julle deur gestap het, dan moet julle vir my 'n altaar bou. En dan, wanneer julle kinders eendag vir julle sê, vra, waarom is hierdie altaar gebou? Dan sê jy, dan kan julle vir hulle sê, hierdie altaar het ons gebou, want die Here was groot. Hy het dit en dat vir ons gedoen. Ons het nie 'n land gehad nie. Hierdie rivier was in vloed, maar die Here het ons 'n pad oopgemaak deur die rivier. En ons het 'n altaar gebou om ons te herinner aan dit wat die Here vir ons gedoen het. En kinders van die Here, net so moet ons gedurig altare bou, dat ons kan terugdink aan wat die Here vir my gedoen het. Dan dink ek terug die dag toe ek gered is. En ek dink terug wat my lewe was voordat ek by God uitgekom het. En ek bou 'n altaar elke keer as jy 'n groot getuienis het. Ek was so siek gewees, ek het byna gesterf, maar die Here het my aangeraak. Die Here het dit vir my gedoen. En elke keer dan bou jy 'n altaar. En eendag, wanneer jy moedeloos raak, dan sê die woord van God, nou kyk jy terug na al die altare. Jy sê, God lewe. Kyk wat het hy al vir my gedoen. Hy sal dit weer doen. God lewe. So ons is daar om mekaar te bemoedig. Hulle hou hulle liggame gesond. Jy kan nie gesond wees as jy nie die regte voedsel eet en die regte voedingsstowwe drink en nie oefening doen nie. So as jy net jou Bybel lees, jy gaan nie gesond wees nie. Jy moet betrokke wees. Dis wat die woord van God vir ons sê. Jy moet tussen die kinders van God kom. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet bid. Maar is nie genoeg nie. Jy het nodig om tussen die kinders van God te kom. Die woord van die Here sê vir ons moet die onderlinge byeenkomste bywoon. Kom ons doen dit. Die Here is groot. Hulle hou hulle liggame gesond. En dan, omdat ek gereeld opkom, omdat ek tussen die kinders van God kom, wat gebeur? Word ek nie gesond nie? Is dit nie so? Was het net met u gebeur? Dit gebeur so baie. Jy's miskien af, en jy kom by 'n persoon, en wanneer jy daar wegstap, is jy opgebou. Jy voel net, ek het weer moed om aan te gaan. Waarom? Want jy by 'n kind van God uitgekom. Ek weet, in
in my eie lewe ervaar ek, wanneer ons by huise instap. Baie keer dan sit die morbiedste toestande, en wanneer ons gaan uitstap, sê die mense, dankie pastoor, dankie, nou lewe ons weer. Is dit die lewe? Is dit wat ons doen? Jy sien, ons met mekaar help, mekaar bemoedig, ons liggame gesond te hou. En hoe doen ons dit? Psalm 84, en ek gaan met dit sluit. Psalm 84 sê hy, vanaf vers 4 tot vers 8, dan sê hy, welgeluksalig is hy, wat opkom na die huis van die Here. Hy sê eintlik in die ou vertaling sê hy, die 33 vertaling sê hy, welgeluksalig is die een, wat in die huis van die Here woon. Die 83 vertaling sê meer wat die werklike bedoeling daar was. Hy wat lief is om op te gaan na die huis van die Here. Welgeluksalig is hy. Gaan hy aan met die volgende vers. Dan sê hy, welgeluksalig is hy in wie se hart die gebaande weer is. Aan die ander woorde, welgeluksalig, het gaan goed met hom. Hy het die vrede van die Here, hy het die vreugde van die Here. Wie? Hy wat die wet van die Here in sy hart het. Het jy die wet van die Here in die hart? Hy sê, dan sal het goed gaan met jou. Nou kom die ding in. Hy sê, wanneer hierdie persoon, wat graag opkom na die huis van die Here, hierdie een wat graag die woord van God bestudeer, die wet van die Here is in sy hart, hy sê, wanneer hulle deur die woestyn gaan, hy van die Bybelvertaling sê, wanneer die woestyn, anders sê, wanneer hulle deur droë gebiede gaan, hy sê, wanneer hulle deur droë gebiede gaan, hy sê, wanneer hulle deur die woestyn gaan, dan maak hulle dit 'n fontein land. Waar jy's in die woestyn, daar's nie water nie. Die wêreld, die mense wat God nie ken nie, sterf. Hulle spring van die brug af, want hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle gryp na drank, hulle gryp na dwelms, hulle gryp na enige iets, want hulle weet nie wat om te doen nie. Maar die kind van God, wanneer hy deur die woestyn gaan, wanneer hy deur die droë gebiede gaan, hy sê, dan maak hy dit 'n fonteinland. En hoe maak ek dit 'n fonteinland? Hoe maak ek die fonteine oop terwyl dit sleg in my lewe? Alles gaan verkeerd, want dit is woestyntyd. Woestyntyd is, daar's niks, daar's net dood om my. Hoe kry ek lewe? Ek maak die fonteine oop. Hoe maak ek die fonteine oop? Deur die aangesig van God te soek. Gaan op jou knieë en soek die aangesig van die Meester. En dan soek jy antwoord uit die woord van God. Bestudeer die woord van God. En jy maak die fonteine oop. Jy kom tussen die kinders van die Here. Jy kom op na die huis van die Here. Jy kom tussen die kinders van God. En elke keer wanneer jy dit doen, terwyl jy in die woestyn is jy besig om te grawe. En jy is besig om fonteine oop te maak. En terwyl jy in die woestyn is, in hierdie droë gebied, in hierdie moeilike tyd in jou lewe, is die Here besig om vir jou water te gee. En daar's genoeg water om te drink. Halleluja. En nou, jy het nie nodig om na enigiets anders te gryp nie. Jesus. Dis al. Dis al wat jy nodig het. Want hy help jou en jy help jou dat jy die fonteine oopmaak. En nou hardop jy die wedloop en jy drink daai water. En dan sê hy in vers 7, sê hy, jy maak die fonteine oop. Stuur hy die vroeë reën, sê die woord van God. Nou omdat u en ek, omdat ons terwyl ons in die woestyn was, nie na ander dinge gegryp het om die probleem op te los nie, maar na die Here toe gegaan het en die fonteine oopgemaak het, sê hy, nou stuur ek vir jou die vroeë reën. Wow, wat sê dit? Hy sê, nou gaan ek jou seën. Is dit nie wat die woord van God vir ons sê, wat is reën? Reën is seën. Hy sê, omdat jy die fonteine oopgemaak het,
Kyk of jy water het jy nou terwyl jy in die woestyn is. Jy het water wat uit die fontein uit opborrel, jy kan nie ophou drink nie. En jy het die water wat uit die hemel neerval, wat die Here vir jou skenk. En jy het oorgenoeg water om te drink, terwyl jy in die woestyn is. En jy kan by wedloop hardloop. Jy het nie nodig, al het jy geval. Jy staan weer op, Jesus het vir jou water gegee. Wanneer hy mense in die marathon hardloop, en hy kan nie meer nie, hier is vir jou water. Jy drink die water en jy sal al moed en krag om aan te gaan. En dis nou presies wat jy gedoen het terwyl jy in die woestyn was. En dan vers 8, dan sê hy, en almal van hulle sal verskyn voor God in Sion. Nou sê hy, vir my sê dit, en die boodskap wat ek wil bring, almal van hulle, wat deur hy woestyn gegaan het, sê hy, gaan voor God verskyn. Elkeen van ons wat in die woestyn is en daar deur gaan, ons gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Kom ons hardloop hierdie wedloop, kinders van God, en ek sluit. Kom ons hardloop. Kom ons oorwin oor die sonde. Hoe kan ek oorwin? Kom tussen die kinders van God. Soek die aangesig van die Here. Bestudeer die woord van God. In alle woorde, eet die regte kosse, eet die lewende brood. Drink die regte vloeistowwe, drink die lewende water. Oefen jouself. Kom tussen die kinders van God. Amen. Baie dankie. My gebed is dat u vanoggend iets uit die boodskap ontvang het. Al het jy al dele van die boodskap gehoor. Is die boodskap so belangrik, ons kan nie ophou om mekaar te bemoedig. Is dit nie so nie? As dinge wat ons as kinders van die Here maar net weer en weer en weer en weer en weer moet hoor. En binne 10 jaar van nou af moet ons dit weer hoor. Want ons vergeet soms so gou. Veral as ons in die woestyn is, nie waar nie, suster. Is vir my so wonderlik wanneer mense in sulke moeilike tye deurgaan. En dan kom die getuienisse later uit hoe die Here hulle deurgevat het. Kind van God. Was net een om te vertrou. Jesus. Petrus sê, Here, Jesus sê vir hulle, gaan, wil julle nie ook weggaan nie? Petrus sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U is die een wat woorde van lewe spreek. En net so moet ons sê, Here, na wie toe sal ons gaan? As ek nie na u toe kan kom nie, na wie toe? Daar's niemand anders. Amen. Jesus, dankie vir die wonderlike liefde. Dankie vir 'n boodskap vanmôre. Ag, my gebed is Jesus, dat elkeen van ons hierdie wedloop sal hardloop, met ons oë gefestig op u. Dat ons nie sal terugkyk nie. Dat ons sal ontslaa raak van die bagasie. Dat ons met die regte klere aan sal hardloop. Dat ons die regte voedings, die regte kosse sal eet en die genoeg vloeistowwe sal drink. Die lewende woord. Versterk elkeen van ons. Help ons as gemeente om die fonteine oop te maak. Sodat ons 'n verskil in die wêreld kan gaan maak. Daar buite. Ek bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Amen.